Soveel meer, episode 8. Vir die eerste keer in 'n lang tyd kyk Renata Sondag aand weer na die liefdesverhale en erotika app, nou dat sy op die Van Ryn Wi-Fi hier op die plaas mag inteken. Dis bodemloos en onbeperk, volgens Chanel. Sy sê dat Chanel en haar span verseker baie hard agter die skerms gewerk het. Daar is 5 stories reeds op die app, nagesien en foutloos, en toe Chanel dit na Facebook toe ook gedeel. Chanel vra dat lesers wat dalk op die stories afkom, dit asseblief moet duim op en kommentaar daarop moet lewer. Skrywers is skaam en hulle sal nie sommer self vra nie, maar elke reaksie wat lesers wys, beteken vir hulle die wêreld. En as jy dit deel na ander wat ook daarvan hou en wil inskakel, sal dit werklik waardeer word. Die feit is dat Afrikaanse skrywers oor die algemeen baie swaar kry, want daar is nie baie mense wat ons mooi taal verstaan, lees of luister, en die werk wat skrywers vir ons taal doen, waardeer nie. So as jy dit deel, of as jy dit merk, moedig jy dalk net 'n hardwerkende skrywer aan om vol te hou met dit wat hulle doen. Van die uitgewer se kant af het hulle besluit om die skrywers wat die meeste aandag trek aan die einde van die jaar met 'n ekstra bonus te beloon. Dit is nogal iets om na uit te sien of selfs om op te hoop, besluit Renata en gaan loer onder haar stories. En net so waar, is daar toe wel mense wat 2 laggesiggies en 'n duim op vir Tatika se werktuigkundige en die pompstorie opgesit het. 2 duimpies en 'n wow op vir haar aapagtige takkaar storie ook. Maar Donateur is los voor. Hy het al by elke storie meer as 100 mense wat het gelees het en 'n hele paar emojis vertoon soos sterretjies onderaan. Donateur is duidelik op die oomblik die algehele gunsteling. Of wat dink julle? As daar prysgeld aan verbonde is, gaan hy duidelik daarmee wegstap. Nie Renata nie. Renata lees sy stories. Hy skryf eintlik baie mooi stories. Sy is beïndruk met haar grootste geskenk, waar die man vir sy hoërskool liefde gehelp het om 'n baba te kry. Veral die vroue is mal oor die storie. Een skryf selfs dat Donateur so romantiese man is. Maar Donateur kan ook stout wees en die kat in die donker knyp, soos wat sy volgende storie van hom en sy kollega, wat mekaar daar in sy sitkamer gegryp het, wys. Wat dink julle, luistermaats? Vertel vir ons 'n bietjie. Sekerlik het julle die vorige episodes van Soveel Meer geluister, en julle weet ook nou waarna Renata sit en kyk. Wel, hoe dit ook al sy, daar doen Renata die onbaatsigtige ding. Sy druk self 'n duim op by Donateur se stories en sy skryf, oulik gedoen daar, hou aan met die goeie skrywes. Sy weet mos dat 'n eerlike polisieman in Suid-Afrika beslis nie baie geld met sy werk in uniform verdien nie. Dit is nou as die ou regtig 'n polisieman is, soos wat hy beweer hy is. Miskien moet sy ook werk aan 'n meer romantiese storie om vervolgens op te sit. Sy sal 'n bietjie daaroor dink. Maar vereers sien sy dat daar 'n bestelling op haar Facebook-bladsy is. Mense wat 3 makramies bestel en hoop dat hulle dit teen Donderdag of Vrydag by haar sal kan gaan afhaal, daar by haar huis in Pretoria. Sy kyk na die foto's wat hulle gesien het en besef dankbaar dat 2 daarvan nou hier in haar nuwe plek in Chrissiesmeer hang. Daar was nie tyd in die week wat verby is om dit weg te neem na die tuissnywerheid toe nie. Die uil wat Samantha gekoop het, kan sy in elk geval baie vinnig maak. Sy is al so geoefen met daardie patroon, dat sy dit al amper in haar slaap sal kan doen. Die groter uitdaging, skryf sy by die antwoord, is dat sy nie meer in Pretoria bly nie. Sy sal die touwerk vir hulle moet poedou.
Sy Google vinnig en jou wraggies, daar is die naaste boks op die Chrissy Smeer dorpie hier na by die plaas. Sy skryf, hoe gou moet jy dit hê? Ek weet nie hoe betroubaar is die diens op 'n kleinerige, ietwat afgeleë plek, soos die een waar ek nou myself bevind nie. Ai, as sy net gister geweet het, kon sy dit geknoop het, en dan kon sy dit vir Samantha gegee het om saam te ry Pretoria toe. Nou moet sy maar oorgaan op krisisbeheer. Daarom haal sy dadelik die stokke en krale uit en begin met die eerste knope van die grove vlas tou. Sy sal werk tot sy omval en dan sal sy môre weer aangaan en probeer om dit deur die oggend klaar te maak. Dit gaan in elk geval help om haar eerste aand stoksiel alleen in 'n plek vol vreemde geluide om te kry. Die vorige aand het sy en Samantha beurte gemaak om op die balkon uit te stap wanneer hulle geluide hoor, om seker te maak dat hulle karre daaronder veilig is. Deur die oggend het hulle 'n soort motorhuis of stoorplek agter die lapa ontdek en toe het Sammy vir haar gesê, daai plek is te klein vir enige iets groter as wat Rooies is. Dit is die Sandero. Toe trek sy die Renault daarin en sy weet dat geen kwaaddoen of buiterige honde en hyenas per kar se wiele kan uitkom nie. Behalwe dat hier nie regtig kwaaddoeners of honde behoort te wees nie. Van die hyenas weet sy nie regtig nie. Eystervarke, jep, hier is beslis eystervarke. Sy het gister met haar uitstappie op 'n klompie penne afgekom en het opgetel. En tarantaal, vere. Dit is nogal iets wat sy na makramies kan inwerk, of selfs op haar kaartjies met die sketse kan plak. Hugo staan maandagoggend vroeg op. Hy drink 'n beker koffie en eet van die graanvlokkies wat eintlik al ingepak is om saam te gaan. Hy gaan doen vinnig 'n paar laaste inkopies by Chamberlain's om die draai. Buitevernis en verf vir die houthuisies, kwasse, spykers, skroewe en houtlijm. Hy weet mos dat terwyl hy 'n maand of langer in sy geliefde kampie moet deurbring, hy beslis een of ander tyd sal begin juk om sommer 'n bietjie instandhouding ook daar te doen. Dit is nou wel die eerste week in Maart, vroeg in die jaar, en een van daardie maande waar die dae steeds vrek warm word en die aande al begin koud raak. Maar vanjaar is 'n vreemde en 'n ander jaar, want die weer doen snaakse goed. Dit reën verskriklik, en dan was daar boonop die tornado, wat in Januarie deur Chrissy Smeer se dorpie en omgewing geskeur het, en bome ontwortel het. Hugo was Nuwejaarsdag op die plaas, en kon net 'n dankie opstuur, omdat sy kampie gespaar was. Maar met sy laaste besoek het hy gesien dat daar hier en daar van die planke van die huisies is wat smeek vir 'n olievoedende vernis. Baie water en hout speel nie gewoonlik lekker saam nie, en een van die dae is dit winter, en dan is dit verskriklik droog. Hy sal die verfwerk ook sommer hierdie ronde self gaan doen. Hy werk graag aan sy wegkruiphawe en bosskuiling daar langs Chrissy Smeer. By die Spar koop Hugo 'n brood, rolletjies en 'n paar ander stukkies kruideniersware, blikkies sardyne, tuna en bone in tomatiesous, mielies en roommielies, koningskos vir 'n alleenloper. By die huis maak hy sy yskassie en vrieskas leeg in sy kamp-yskassie. Toe sny hy die stukkies vleis van sy oorskiet teebeen van gister af vir sy padkos rolletjies. Wanneer hy sy kombuis skoon het, skakel hy die vrieskas en die yskas af en maak die deure oop. Daarna is dit net vir vinnig laai. Maar al doen hy alles teen die hoogste versnelling, klim hy eers teen 11:30 in sy bakkie om te begin ry. Die plaashekke begroet Hugo net voor 2 en hy bel die nommer wat maak dat die groot hek by die groot pad voor hom oop swaai. Hy ry deur en wag dit weer agter hom toe gaan.
Vandag ry nie soos gewoonlik met die steenpad af na die groot plaashuis toe om daar te gaan groet nie. Hy draai op die grondpad af wat langs die meer verby kronkel. Sy suster Cecile en haar Julia is mos in Duitsland. Hulle sal weg wees tot iewers in Junie. Hulle wil verseker terug wees vir die Chrissiesmeer sterrenag in Julie. Maar vanjaar mis hulle die herfsvoëlkykgroep in April, waarvan Hugo een van die organiseerders is. Hugo neem sy voëlkyk ernstig op. Hy neem ons foto's. Hy is deel van die ornitologiese vereniging van Suid-Afrika en hy wil ten minste sy 3 oopplan huisies weer mooi en skoon genoeg kry om dit uit te verhuur terwyl hy in elk geval self hier gaan wees. Wie weet, dalk pak hy sommer sy ouers se plek ook. Hy word gewoonlik oorval met navraag vir huisvesting oor elke tydperk waar hier iets op die dorp gebeur. Maar raai op die dorp se gastehuis en die tronk is al 'n jaar vooruit vol bespreek gedurende sulke belangrike datums op Chrissiesmeer se kalender. By die volgende vurk draai Hugo links op die grondpad in die rigting van sy paalekamp. By daardie hek druk hy die afstandbeheer en ry reguit na die verste huisie, sy eenkant plekkie, want hy hou mos van sy privaatheid. Hy gooi 'n vinnige oog oor die huisies langs om sy afdakke en sy vermoede word bevestig. Hier is geen besoekers in die Van Ryn Boskamp nie. Nie dat hy dit anders verwag het nie. Hy weet mos dat Cecile hom gewoonlik sou waarsku as daar van hulle vriende in een van die huisies tuis gaan. En nou is Cecile hulle nie hier nie. So hier sal in elk geval niemand kom nie. Hugo haal sy kamp-yskas uit die bakkie, stap teen die trappe op en sluit oop. Binne prop hy dit langs sy ander yskasie daar binne in en aan. Dit werk op krag, battery en die sonpaneel op sy dak. Hy gaan haal die koue goed uit die bakkie en pak eerste sy bierbottels in die vriesgedeelte. 'n Man moet prioritiseer, jy weet. Hy laai sy laptop en kamera toerusting volgende af. Sy kosbarehede. In die platkas in sy sitkamer het hy 'n groter skerm waarop hy kan televisie kyk van sy rekenaar af. Die tafel is naby. Hy stel dit alles vinnig op. Daarna stap hy nog 4 keer op en af en heen en weer om sy ekstra beddegoed, sy klere, sy gereedskapboks en sy laaste pakkies ook op te dra. Hugo maak sy bed vinnig op en toe weerstaan hy die versoeking om sommer net om te val en lui te wees, want joe, dit was nogal harde werk en nou is hy moeg man. Hy is buitendien vuil en nat gesweet van die op en af loop teen die trappe. Dit bring hom by prioriteit nommer 2, die klein spatpaadjie daar langs die lapa. As hy weet dat hy langer as 'n naweek daar tuis gaan, moet daar water in die swembadjie kom. Hy maak vir homself 'n bier oop en sit die res onderin. Dis stap hy teen die trappe af om te gaan oopmaak en sommer om die pomp ook vinnig te laat loop en seker te maak dat die tank vol is. Maar tot sy groot verbasing is daar toe water in die swembad. Dit is nogal vreemd, maar dankie. Miskien het Cecile vir Amdras, haar plaasregterhand, of vir Bartolomeas, die nuwe bokkeman, gevra om die water oor die naweek in te tap, aangesien hy moes genoem het dat hy beplan om gereeld hiernatoe te kom. Hier is beslis nie 'n tekort aan water nie. Hulle sal dit in elk geval nie mors nie. Dit loop net so terug in die meer as hulle dit uittap. Hugo sit sy bier op die rand van die swembad neer. Hy stroop sy klere van sy lyf af. Hy staan 'n oomblik rond, toets die water en toe klim hy in sy Adamsgewaad in. Renata het geslaap totdat die bokke huis toe kom om gemelk te word. Alright, dit is by wyse van spreuke. Sy het tot 3 uur gewerk aan die uil, wat sy saam met die ander goed moet wegstuur. Dit is so byna klaar,
En daar tref die beste idee vir 'n vreeslike romantiese storie haar, en sy beplan om 'n soort raamwerk daarvoor te doen. Die raamwerk sy so lank en so aanhoudend, dat sy uiteindelik die dag sien breek. 6 uur vanoggend, toe sy in haar bed gaan klim om net 'n paar ure te slaap. En sy het, totdat die vrou van die touknoop haar bel en sê, ja, dankie, sal sy die spulletjie nog later vanmiddag kan pos. Natuurlijk sal sy, dit is mos nog vroeg. Toe nie, dame, dit is 2 uur. Oeps, Renata haal 'n nuwe rolletjie tou uit en haar koue lym afronding, en dan moet sy uit die bokse waarin haar trek gekom het, 'n nommerpas pakkie boks prakseer waarin sy haar ware kan wegpos. Eers sit Renata elke makramie in 'n eie sak met haar etiket aan elkeen. Daarna maak sy dit toe in 'n stuk van die blanko rol koerantpapier. Sy plak bokse aan mekaar met gom en sy skuif stoele om dit in posisie te hou. Terwyl sy die makramies nader bring en insit, trek 'n beweging langs die swembad, daar langs die lapa voor haar huisie haar aandag. Haastig gryp sy na haar verkyker en bring dit na haar oë, want ja, 'n verkyker hier is ononderhandelbaar, het Chanel gewaarsku. Jy kan enigiets los, maar 'n verkyk moet jy hê. Deur haar verkyker sien sy dat dit 'n man met 'n bier in die hand is, wat stadig na die swembad toe aangeslenter kom. 'n blessed, mooi ou, van verby 40. Sy wil net die verkyker neersit, want vanselfsprekend is dit nie haar plek om op die Van Reyns se gaste daar te spioneer nie, toe die man sy bier op die rand van die swembad neersit. En daar gebeur die ondenkbare. Die aantreklike Jafel stroop al sy klere van sy lyf af en hang 'n oomblik daar voor haar in die lug, asof hy net eers wil seker maak dat sy kosbare ware nie 'n afval of 'n toeval gaan kry van die koue water daar onder hom nie. En die verkyker weier om homself te laat neersit. Die ding plak daar voor Renata se oë vas, asof sy heeltemal niks gewoond is nie, asof sy nog nooit 'n aantreklike, naakte man in haar lewe gesien het nie. Uiteindelik onderdompel die ou homself en waad 2 keer heen en weer, voordat hy weer op die trappe oorkant haar gaan sit. Hy tel die bierbottel op en neem 'n behaaglike sluk, waarna hy terugsit en sy oë sluit. Dit moet Adam wees. En Adam lyk asof hy pas in sy eie paradys aangekom het en nou die son sit en aanbid. Met die verkyker steeds voor haar oë, sak Renata langs die eetkamertafeltjie af tot agter die krat wat haar toue en krale hou. Sy voel hoe 'n warmte deur haar hele lyf versprei. En dit het niks met die klimaat te doen nie. Sy weet, sy behoort weg te kyk, maar sy doen dit nie. Sy staar deur 'n verkyker. Nie net meer na sy gesig nie, maar na die donker kol, net onder die wateroppervlakte. Dit is 'n verskriklike ding om aan haarself te erken, en dit is dat sy asem ophou en weier om weer weg te kyk. Sy wil sien wanneer hy weer uitklim. As sy werklik 'n vrou was wat na 'n vreemde eiland verban word om 'n nuwe naset te begin bou, iemand soos Eva, in haar drome let wel, want in die werklike lewe sal sy hiervandaan afhol tot in Maputo, voordat sy self naak voor so mooi derasie van 'n man verskyn. Maar as sy dan Eva mag wees, dan behoort hierdie onbekende held haar Adam te wees. Want sien daar, fluit, Renata se storie is... Nee man, Renata se storie is nie uit nie. Haar storie het so pas begin.
word vervolg.